Kerkgemeenskap, ek hoop het gaan goed met jou, welkom by hierdie video. Ek het nou al vir die afgelope 2 weke gesê, Efesiërs 5 vers 18, kom, en ek moes my gedagtes eers by mekaar gekry het, want dit is 'n sensitiewe ding, vir sommige mense, vir ouens om te praat oor drank, en vir al predikante. Dit is nie 'n tema wat jy sommer van die preekstoel af oor preek nie. Wel, jy moet, natuurlik, maar ek het nog nie in my lewe baie gehoor, ek dink nie, ek het al 1 keer in my lewe gehoor van 'n predikant wat preek daaroor nie. So hierdie is net 'n inleidende gesprek, want sommige kere wonder ons, luister maar, drink ek dalk te veel, wat sê die Bybel oor drank, hoe moet ek dit hanteer, en so meer, en so voort. So, ek wil vir ons lees, Efesiërs 5 vers 18, en soos ek gesê, dis 'n inleidende gesprek. Ek kry feedback en terugvoering van die mense af. Die mense wat luister, en ek is baie dankbaar daarvoor, want dit gee my weer 'n bietjie woema vir die volgende video. So, Efesiërs 5, net vanaf weer die konteks, dit is 'n praktiese gedeelte, ons is besig met die huistafels, ons het klaar gepraat oor die man en die vrou, en die aanloop tot hierdie gedeelte was die ou en die nuwe lewe as 'n nuwe mens, riglyne van die nuwe lewe as mense van die lig. En dan kom Paulus onder leiding van die Gees en hy sê in vers 18, moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. En daai vers steek by my vas, want soos ek sê, daar was nog nie regtig baie gepraat daaroor nie. Ek het nog nie regtig baie mense oor praat daaroor nie, en drank het so deel geword van ons alledaagse lewe. Soos ek gesê het, ek drink ook 'n biertjie of 'n brandewyntjie of 'n whiskytjie of 'n kiekietjie. Maar die vraag wat ons dalk moet vra is, en die aanloop tot die vraag is, ek het gehoor die 25ste en die 26ste Desember het Suid-Afrikaners meer as 7 iets miljoen of biljoen, ek weet nie of dit biljoen was nie, seker miljoen, wel ek weet nie, rand spandeer aan drank. Nou, dis interessant. Dis baie interessant dat mense so verskriklik drink. Baie mense sal sê, maar as ons hartseer is, dan drink ons, as ons gelukkig is, dan drink ons, as ons net is, dan drink ons. Nou, ek verstaan ook die verskil tussen om 'n biertjie of 2 of 3 te drink, tussen om 3 bottels brandewyn uit te drink, en shooters te drink, en te beklei, en te kere te gaan. Maar daar's mense wat hou daarvan. So, wat sê die skrif vir ons hieroor? Alhoewel ek nie 'n teksgedeelte in die skrif kry wat dit belet nie. Aan die ander woord, jy sê, maar jy moenie. Jy moet glad nie drink nie, stel dit so, jy moet glad nie drink nie. Is daar teksgedeeltes wat vir ons wys waantoe dit lei? So, hierdie een sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, want daarmee gaan ons bandigheid gepaard. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Nou, kom ons doen wat ons doen, en kom ons gaan na die Grieks toe, en kom ons kyk wat dit is, Efesiërs 5, vers 18, Efesiërs 5 vers 18, kom ons kyk gegaan. 83 sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan ons bandigheid gepaard. Die 33-53 vertaling sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Die ESV sê, and do not get drunk with wine. Is dit 'n opdrag? Dit is 'n opdrag, imperatiewe. En dit is om dronk te word. Moenie dronk word nie. Daar is nie 'n verbod wat sê jy mag nie drink nie, maar moenie dronk word nie. En dis 'n fyn lyn.
En ek dink ons almal weet dit. Hoe baie het jy al wakker geword en dan sê jy, ja, ek moes hier daai laaste glasie wyn gedrink het nie, of jy weet jy, ek het al 'n drankie te veel gedrink. Die skrif sê vir ons duidelik waartoe dit lei. Nou kom ons vat dit 'n tree verder. Hierdie was nou, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, moenie dronk word nie, dis die opdrag, dis eintlik die opdrag, moenie dronk word nie. Romeine, as ek hier by Lukas neem, Romeine 13 is 'n teksgedeelte waarvoor ek baie lief is, om te lees, en vir myself persoonlik ook Romeine 13, vers 8 tot en met vers 14, en dit gaan oor die liefde. Die liefde is die volle uitvoering van die wet. Hierdie liefde waarvan hier gepraat word, is die agape liefde, of die agape liefde, hoe ook al jy dit uitspreek. En hierdie liefde is 'n Christelike liefde, dit is liefde vir jou naaste, en dit is liefde vir God. So, hier word gepraat van hoe jy moet lief hê, hoe jy hierdie Christelike liefde moet uitleef, en dan kom dit op 'n punt wat jy moet sê, okay, right boys, julle moet weet, die nag is byna verby, dis amper dag. So, dis die laaste dag, jy moet weet, ons lewe nou in die laaste dag, tussen Jesus se hemelvaart en sy wederkoms, ons weet, dit is nou waar ons is, ons lewe in die laaste dag, die skrif getuig van, Openbaring getuig van, en hier staan daar in vers 13, Romeine 13 vers 13, ons moet welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoort, daar moet geen drinkery en uitspattigheid wees nie. Nou kom ons gaan kyk na daai Grieks. Romeine 13, as ek kan spel, dan sal ek dit kry. Wouter, in jou lewe, daar is hy. Sorry, Romeine 13, vers 13, kom ons kyk gou vandag hierso. Romeine 13 vers 13, ons moet welvoeglik lewe, okay. Daar moet geen drinkery wees nie. Die 33-53 vertaling sê, laat ons welvoeglik wandel, loop, vir die wat jonger is, wat nie weet wat wandel is nie, laat ons welvoeglik wandel soos in die daglig, nie in brassery en dronkenskap nie. Weereens kom hierdie woord na vore. Laat ons loop, en die Griekse woord hier, Methias, dronkenskap. Weereens dronkenskap. Nou, asseblief, as jy nie drink nie, moenie nou begin nie. Moet nou nie sê, die dominee sê, Wouter sê, ek mag drink nie, dit is glad nie wat ek sê nie. Al wat ek sê is, dit is belangrik dat ons teruggaan na die skrif toe, en dat ons hierdie dinge bestudeer. Vir sommige mense is dit moeilik om te onderskei tussen ek moet drink en ek kan nie dronk word nie. Vir sommige mense is dit een ding. In daai geval, en ons almal het dit al beleef in ons lewe, moenie 'n fout maak. Ons almal wat alkohol drink, het al iewers te veel gehad. Het al iewers gesê wat ons nie moes gesê het nie, gedoen wat ons nie moes gedoen het nie, gereageer soos ons nie moes gereageer het nie, wat ook al. Ons moet gaan die vraag vra vir onsself, maar is dit nie net 'n kultuur ding nie? Sê die kultuur nie vir my, nee, dit is vakansietyd, jy weet. Kom ons duik. Of ons lewe nou in die era van hop, so hop, terapeliekie, maar ja. Hoe hanteer ons hierdie goeders? Ek dink wat ek altyd baie graag vir myself sal sê, is as ek dit kan oordoen, hoe sou ek dit doen? En as ek dit kan oordoen, sou ek vir myself sê, weet jy wat, hierdie en hierdie, nie te doen nie. So, vir die van ons wat wel alkohol inneem, en wat wel ietsie drink, en wat wel ietsie geniet, dit is belangrik dat ons dit op 'n verantwoordelike manier moet doen, en dat ons, volgens dit wat die skrif ons sê, nie dronk word nie. Want ons lewe in 'n samelewing wat vir ons, jy Woensdae is klein Saterdag, papi, daar vat hy nou. Jy weet, ek dink daai hele sin wat ek gesê het, is 'n reeks Afrikaanse liedjies wat gaan oor drink. En Vrydag aand
Hier sê nou, Pusa Thursdays, papi, Saterdag, Sunday Funday, ek het 'n groot ding teen Sunday Funday, want Sondag is die rustdag, kom ons chill. Ons gaan kerk toe, ons luister na die woord van die Here, ons word toegerus, ons kan weer onsself herlaai vir die week wat voor lê, maar die punt wat ek probeer maak is, reg deur die week, is daar sogenaamde redes vir ons om alkohol in te neem, om te party, nuwe jaar, ou jaar, ou Kersaand, Kersdag. Dis net die hele tyd 'n storie, dat ek my water drink. So, vir ons om selfondersoek te doen, en te sê, maar waar staan ek met alkohol? In my eie lewe? En wat wil ek doen? Hoe wil ek, kom ons doen nou daai ding, hoe wil ek 2025 leef? En meer as dit, nie net wat ek wil hê nie, Here, wat sê U vir my deur die skrif? Want onthou, die Here praat met ons deur sy woord, dit is sy openbaring. Nie, hoor ons nou uit 2 teksgedeeltes uit, maar julle moenie, 'n opdrag, julle moenie dronk word nie. Moenie dronk word nie. Sommige kere plaas ons onsself in situasies wat ons weet, as ek nou by hierdie ou gaan braai of gaan kuier, of saam met hierdie vriendin van my gaan, wat ook al, dan is daar moeilikheid. Is dit nie so nie? Die belangrike is, altyd vir ons as gelowiges, om terug te gaan en te sê, Here, wat sê U woord vir ons? Ons almal maak foute. Ons almal maak droog. Ons almal het al dalk ietsie te veel gedrink. Ietsie gesê wat ons nie moes gesê het nie. Ietsie gedoen wat ons nie moes gedoen het nie. Gereageer so wat ons nie moes gereageer het nie. Absoluut. En die ou wat vir jou sê hy het nie, praat nonsens. Maar wat belangrik is, gaan terug. Here, U sê vir my, van alkohol, van drank, moenie dronk word nie. Op 2 plekke in die skrif, Efesiërs 5 vers 18, Romeine 13. Ons naaste, in konteks met Romeine 13, ons naaste mense moet ons so beleef, dat ons nie dronk word nie. En asseblief, maar nou nie gaan op 'n pynhoop gaan sit, as jy nou al dalk dit beleef het nie. Dis nie die einde van die wêreld nie, dis klaar verby, dis agter jou, jy het geleer daaruit, kom ons vat 'n tree vorentoe. Ons almal maak foute. Maar wat belangrik is hierso is, hierdie gedeelte van Romeine 8, van Romeine 13, wys ook vir ons dat ons moet reg wees, ons moet gereed wees. Want ons weet in watter tye ons leef. Ons lewe in die laaste dae. Moenie jouself oorgee aan alkohol nie. Geniet dit. Geniet dit. Dit is vir ons gegee. Maar die opdrag is duidelik. Moenie dronk word nie. Dit is die duidelike opdrag. Ons het dit gesien vanuit die skrif. So vir hierdie jaar, kom ons dink dalk net daaroor. Ons kultuur sê dalk vir ons, maar dis altyd 'n gekuierery, en dis altyd 'n party, en dis altyd ons soek verskonings. Ja, is die vliegtuig al oor? Yes. Ons luister vir God. Ons luister na sy woorde, en hy sê vir ons, moenie dronk word nie. En as jy sukkel daarmee, sommige mense kan nie net 1 bier drink nie, hulle moet 10 of 15 drink. Hulle kan nie net 1 brandewyntjie drink nie, hulle moet 'n bottel drink. As jy sukkel daarmee, dan het jy die voorreg om na die Here toe te gaan met hierdie probleem en te sê, maar Here, ek sukkel. Lei my deur die Gees om nie so te leef nie. Dis 'n ding waaroor ons nie genoeg praat nie, en dis 'n ding waaroor ons as gelowiges nie genoeg met mekaar praat en mekaar ondersteun nie. Dis belangrik. Galasiërs
Galasiërs 3, ek wil gou vinnig na Galasiërs toe gaan. Ag, nie Galasiërs 3 nie, verskoon, Galasiërs 5. Galasiërs 5 vers 19, 21 en 22 verduidelik vir ons die vrug van die gees, maar ook die slegte dinge, nee. En ek wil hier met die luister en ek gaan hiermee afsluit. Die praktyk van die sondige natuur is algemeen bekend. Nou hier word daar gepraat van die praktyk van die sondige natuur, alles wat daar is, en dan dit wat die gees, die vrug van die gees, wat in ons lewe na vore moet kom. Nou luister hier. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap. Nie drank gebruik nie, maar dronkenskap, uitspattigheid en al die dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Dis ernstig. As ons onsself skuldig maak aan hierdie dinge, dan gaan ons nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Galasiërs 5 sê dit vir ons. Nou kom ons gaan vir 'n laaste keer na die Grieks toe. En kom ons kyk of hierdie ook 'n opdrag is. Galasiërs 5 vers 21. Ons kyk gou hierso. Is maar dieselfde. Yes, weer. Hier kom hy net voor in die, okay, hy is nie 'n opdrag nie, maar hy kom hier voor, dronkenskap. Weer in dieselfde vorm, methia, nou is dit nou nog gehoor, methias, die opdrag, moet nie dronk word nie, hier hoor ons die nominatief, methia, of methai, verskoon, methai. Dit is die praktyke van die sondige natuur. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na ons lewens, kom ons gaan kyk 'n bietjie na hoe ons leef, en of dit na vore kom in ons lewens, en as dit na vore kom in ons lewens, kom ons doen iets daaroor. Ek is nie 'n dokter nie, ek is nie 'n sielkundige nie, ek is nie 'n psigiater nie. As jy probleme het, kry iemand en praat met hulle. As jy dit nie self kan doen nie, dan kry iemand en praat met hulle, help mekaar. Ek moet eerlikwaar sê, in die afgelope tyd, ek het 'n goeie vriend, met wie ek al hierdie gesprekke kon gehad het, en dit maak 'n wêreldse verskil, om te kan sê, weet jy wat, ja, ek wonder nog ons baie keer hieroor. Waarin stel ons onsself bloot? Waarin stel ons ons mense rondom ons bloot? Is ons besig om reg te lewe? Nie net drank nie, maar 'n klomp goeders. Dit is nodig om gelowige gesprekke te hê, veral oor hierdie tipe dinge. My bede is dat ons werklik in hierdie, nie net hierdie week nie, maar in hierdie jaar sal ingaan, en dat ons sal hoor wat die Here vir ons sê. En dit is deur sy woord, moenie dronk word. Dit is wat vir ons gesê word. As drank vir jou issues veroorsaak in jou lewe, skuif dit een kant toe. En dit is moeilik, nee, want dit is so ingeweef in ons kultuur. Maar ons het die voorreg, ons is nie weeskinders nie. Ons het die voorreg dat die Gees bly binne in ons. Jesus het gesê, maar ons is nie alleen nie. Gesê, ek gaan julle nie alleen los nie. Julle gaan 'n geskenk kry. En dit was die Gees. God het sy Gees op ons uitgestort. So ons is nie alleen nie. So waar ook al jy is, sit net so, dat ons vir mekaar net kan bid. Here, ons loof en prys U naam vir U liefde en U genade. Ons wil vir U bid, tot U bid en vir U vra, Here, waar ook al ons is in ons lewens, met watter ook al probleem, of dit drank is, en of dit dwelms is, en wat ook al dit mag wees, Here, gee dat ons sal terugdraai na U toe, dat ons sal bekeer, dat ons sal wegdraai van die sonde af. Vader, ons weet daar's baie mense wat kan help, maar ons weet, as ons dit na U toe bring, U kan ons help. U skenk aan ons die krag om dit te kan doen. Bid vir almal wat luister, Here, gee dit, waar ook al daar probleme is,
waar ook al daar onderliggende probleme is, dat dit aangespreek sal word, Here, en dat U naam verheerlik sal word. In Christus ontwil. Amen. Okay, cool. Ek is baie dankbaar dat ons vandag hierdie dinge kon bespreek. Hierdie was die ek wil nou sê die inleidende gedeelte van hierdie gesprek oor drank. Ek dink dit is ook belangrik om, voordat ek afsluit, net om te sê dat daar kan onderliggende probleme ook wees. En dit is ook 'n video waar ons sal by uitkom. Is die rede, ons het nou 'n bietjie oppervlakkig gesê, hoekom sal ons drink? Ons is gelukkig, ons is ongelukkig, of ons is maar net ons. Maar daar is altyd 'n pastorale ding of 'n ding wat kan kop uitsteek. So, ons sal aangaan met hierdie tema. En baie sterkte vir jou ook. Sterkte vir die week wat voorlê. Mag dit 'n geseënde week wees. En vrede vir jou.